So, die boek Jesaja was geskryf deur die profeet Jesaja. En hy het klomp dinge geprofeteer oor Israel, veral oor die suidelike deel van Israel, wat bekend staan as Juda. En van sy profeseë is al vervul, maar daar's baie profeseë wat hy gegee het, wat nog vervul moet word. Nou, dis interessant, Jesaja het baie oor Jesus geprofeteer. En Jesaja het 700 jaar geleef, voor Jesus aarde toe gekom het en gekruisig was. 700 jaar, stel jouself voor, Suid-Afrika is nie eers so oud nie, né? So 700 jaar voor Christus aarde toe gekom het en gesterf het, het die profeet Jesaja geprofeteer oor die Messias. Dat hy aarde toe sou kom, dat hy sou sterf. So hierdie was 'n baie merkwaardige profeet en jy kan ook sien die profeseë wat hy gegee het, gaan baie oor saligheid, oor redding wat deur Christus sou kom. Nou vandag wil ek praat oor hoofstuk 14. Ons trek nou al darm by hoofstuk 14, daar is 66 hoofstukke. Maar ons gaan hom deurwerk, ons gaan nie 'n hoofstuk per week doen nie, partykeer doen ons so 'n klomp somme saam. Maar vandag gaan ons oor hoofstuk 14 praat, en ek wil uit 'n ander hoek hierdie hoofstuk benader, aangesien dit Vadersdag is. En ek wil bietjie vandag kyk na ons hemelse Vader, God die Vader, wat vir ons 'n Vader is, nê. Ek dank die Here dat hy so 'n goeie Vader is vir ons. Aardse vaders stel ons baie maal teleur, maar God die Vader stel nooit teleur nie. En ek wil hom 'n bietjie vergelyk met Satan, wat die vader van die leuns is. God openbaar homself op soveel maniere as 'n liefdevolle Vader. En hy's 'n God, as ons deur die Bybel kyk en in ons eie lewens, hy's 'n God wat sy kinders versorg en mooi na hulle kyk. Hy beskerm hulle, hy vergewe hulle. Ons verdien eintlik die dood, maar God die Vader het 'n plan gemaak. Sy seun gestuur en hy het vir ons vergifnis bewerk. Toe ons die slegste verdien het, het hy vir ons die beste gegee. Wat 'n wonderlike Vader is dit nie. En hy het ons lief met 'n liefde wat onvoorwaardelik is. Hy trek ons nader na hom toe. En ons dank God dat hy so wonderlike Vader is vir ons. Hoe lyk sy vaderhart? Wel, God se vaderhart is gekenmerk deur genade, deur trou, deur liefde, opofferende liefde. En in hom is geen leuns nie, of hy's nie 'n leienaar nie. Titus 1 vers 2 sê dat God kan nie lieg nie. En hy word gekenmerk deur die waarheid. Teenoor Satan, hoe lyk Satan se hart? Wel, in Johannes 8 vers 44 sê Jesus dat Satan is die vader van die leuns. Hy is die vader van die leuns. God is die een wat die waarheid is. Satan is die vader van die leuns en hy is die een wat van die begin af mislei. Dink dit gou mooi in die tuin van Eden. Wat het Satan vir Eva gesê? Hy begin en hy quoteer die skrif, hy doen dit, om Eva te versoek, en hy sê, ja, God het mos gesê, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. En sy sê toe, ja, ons mag nie eet van al die bome in die tuin nie, veral vir die ene in die middel van die tuin. Het God gesê, as ons van hom eet, sal ons sekerlik sterf. En nou hier kom Satan in. So, eerstens praat hy reg en hy sê wat God gesê het, maar hier kom die misleiding en hy sê, ag, dink jy regtig, julle sal doodgaan as julle van hierdie boom eet. Ek dink daarom nie so nie. God is dan so lief vir julle, hy is so goeie God. Dis nie waar nie. Hy wil net nie hê dat julle soos hy moet wees nie, want as julle van hierdie boom eet, gaan julle oë oopgaan. Sien julle die misleiding van die begin af, en ek weet, ons ken die verhaal wat gebeur het. En so, Satan is die vader van die leuns, die ene wat mislei van die begin af, en hy sal kom in jou lewe ook, en die waarheid op 'n baie slinkse manier verdraai. Wees versigtig. Ons moet die woord baie goed ken. So waar God die waarheid spreek om ons vry te maak, ons weet mos, Jesus sê ek is die weg en die waarheid. En dis die waarheid wat ons vry maak, nê. Gebruik Satan leuns
om ons vas te bind. Want as gevolg van die leuns wat hy gebruik het, het Adam en Eva geval en toe kom sonde in hierdie wêreld in. En as gevolg van sonde was die mensdom vasgebind deur sonde. Hulle was slawe van sonde. Sien, God kom en hy gee vir sy geliefde kinders identiteit. As jy 'n kind van God is, behoort jy aan God se familie. Jy ontvang 'n nuwe identiteit. Jy's kind van God. Jy's gewederbaar. Jy behoort aan hom. Jy behoort nie meer aan hierdie wêreld nie. Jy's vrygekoop. Ons is kinders van God. Maar wat Satan doen is, hy saai twyfel in die hart van die mens. Dat jy twyfel oor wie hy is. Hy saai vrees en verwerping. En hy sê vir jou, ag nee, weet jy wat? Jy sal nooit 'n Christen kan wees nie. Jy het soveel slegte dinge al gedoen in jou lewe. Jy sal dit net nie maak nie. Jy's nie goed genoeg nie. Jy sal nooit 'n Christen kan word nie. Jy's net 'n gemors. En dit is hoe hy mense weghou van God af. Of hy sê, jy's so mooi Christen. Jy's so goeie mens. Jy doen soveel mooi dinge. Daardie jou een slegte dingetjie in jou lewe wat jy nie wil prys gee nie, ag, dis nie so erg nie. Jy's okay, dis skadeloos. Die vyand is altyd besig om te mislei en die woord te verdraai in ons in 'n verkeerde rigting te stuur. Wees versigtig, maar die Vaderhart van God bring lewe en herstel. Toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, het jy 'n nuwe lewe ontvang in Christus. Hy het gekom en jou herstel, hy het jou nuut gemaak, hy het jou vernuwe. Die regte woord is, hy het jou herwin. Hy het jou herwin, heeltemal. Jy was weggegooi, op die ashoop gegooi. En Jesus het gekom en jou herwin, jou herstel, jy is nou kind van God. En terwyl die vader van leuns daarop uit is, om te steel en dood te maak en te verwoes, sê Jesus, ek het gekom, sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Is dit nie mooi nie? Wie is dankbaar vanoggend vir dit? Amen. Ek dank die Here. Nou in Jesaja, ons gaan kyk bietjie na hoofstuk 14. Sien ons daar 'n beeld van die val van Satan, wat regtig in Satan se hart aangaan en waar hy geval het. En in vers 13 en 14 sien ons 5 ek wil uitsprake wat Satan gemaak het. En hierdie uitsprake openbaar die kern van Satan se sonde. Wat is daai kern? Dis hoogmoed en selfverheffing. Hoogmoed en selfverheffing. Dink gou mooi, dis amper die oorsprong van alle sondes, nê? Ons wil onsself verhef en ons dink ons is beter as ander. Ons het nie God nodig nie. Ons kan onafhanklik van God wees. En dis wat Satan ook gedoen het. Satan het homself probeer verhef bo God, terwyl hy in die hemel was. Weet julle dit? Hy was op 'n stadium 'n engel gewees, 'n gerub eintlik, om die regte woord te gebruik. 'n Gerub wat God se troon bedek het. En hy besluit toe om homself te verhef bo God. En onmiddellik was hy uit die hemel uitgegooi. Dit was nie 'n stoei geveg nie. Hy en God het nie arm gedruk nie, het jy al sulke prentjies gesien? Dit was onmiddellik. Sonde word nie geduld in die hemel of voor God nie. Onmiddellik was hy uit die hemel uitgegooi. As gevolg van sy selfverheffing, hoogmoed en hy het probeer om soos God te wees. Hy wou soos God wees. Jesaja 14 vers 13, maar kom ons lees daaroor. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Kom ons kyk gou na daai 5 ek wil. Ek wil opklim in die hemel. Satan was nie tevrede met sy posisie wat God aan hom gegee het nie. En hy het 'n baie belangrike posisie gehad of 'n baie great posisie gehad in die hemel. As jy gaan kyk, veral in Esegiel 28, hy was mooi gemaak. Fantasties mooi. Van die verse, as ons dit begin interpreteer, lyk dit asof musiek uit hom uitgestraal het. Hy het geskyn soos lig. God het hom baie mooi en aantreklik gemaak. So die prentjies wat julle baie maal sien, hierdie ou met hierdie lang vurk en lang stert of hierdie monster,
dis nie hoe Satan lyk nie. As hy regtig so gelyk het, sal niemand vir ons geval het vir hom nie, nê. Maar hy lyk, God het hom mooi gemaak. Aanvanklik was dit so, en hy het God se troon bedek, en God het hom 'n baie goeie posisie gegee, maar dit was nie vir hom goed genoeg nie. Hy wou homself verhef het, bo sy geskape status. Hy sê ook daar, ek wil my troon verhef bo die sterre van God. Wat beteken die sterre van God? As ons na die Bybel kyk, verwys sterre van God eintlik na engele of hemelwesens. Lees maar gerus Job 38 vers 7 of Psalm 82. Hy sê eintlik, ek wil my verhoog bo alle hemelse wesens. Ek wil bo hulle almal regeer. Ek wil sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Dit verwys simbolies na die plek van God se regering en gesag. Dis waar God gesit het, regeer het, bo die gode, bo almal. Dit verwys simbolies na dit, en Satan sê, ek wil die voorsitter wees van God se raad. Ek wil in beheer wees. Ek wil regeer. Daai heerskappy, ek wil dit hê. Ek wil die hoogste gesagsposisie in die hemelse orde hê. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke. Nou, as jy kyk in die Bybel, waar daar van wolke gepraat word dit baie maal vergelyk met die heerlikheid van God. En Satan wou deel hê aan God se majesteit en heerlikheid. Dis iets wat God nie sal deel met iemand anders nie, maar hy wou dit vir homself gehad het. My gelykstel met die Allerhoogste. Dis die hoogtepunt van sy rebellie. Hy wou nie net mag hê nie, hy wou soos God wees. Hy wou God se plek inneem. In plaas daarvan dat Satan toe hoër styg en verhef word, het God hom verneder en uit hart geval. Uit die hemel. Hy was uit die hemel gegooi. Jesaja 14 vers 15. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Hy sal totaal op die ou einde neergewerp word. Op die ou einde met die nuwe hemel en aarde gaan Satan in die hel gegooi word. Hy en al sy demone en al sy magte in die hel gegooi word, totaal en al vernietig word. Lukas 10 vers 18 word daar ook gepraat van hierdie vers waar hy neergewerp word. Jesus self het gesê, ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien neerval. Jesus het dit genoem. Hierdie gerub wat op 'n stadium God se troon bedek het, wat 'n baie hoë posisie gehad het. 'n Baie belangrike posisie. Maar God het nie toegelaat dat sonde enigsins in die hemel mag seëvier nie, of dat daar enigsins in enige geskape wese in die hemel sonde mag wees nie. En Satan was uitgegooi. So hierdie 5 ek wil uitsprake openbaar die oorsprong van Satan se val. Waar hy gesê het, ek wil dit wees, en ek wil myself verhef, het God uiteindelik gesê, jy sal neergewerp word. Jy sal neergewerp word. So die groot tema van Jesaja 14 is dat hoogmoed kom tot 'n val. Maar nederigheid voor God word verhoog. Nederigheid voor God word verhoog. Satan se sonde het nie begin met een of ander oorlog of geweld of leuns nie. Die begeerte om onafhanklik van God te wees en homself te verhef, was die begin van sy sonde gewees. Hy wou homself verhef bo sy Skepper. Hy was net 'n geskape wese. Hoe het hy nou gedink dat hy homself kan verhef bo die ene wat hom geskaap het? Hy het vinnig agtergekom, dit gaan nie werk nie. Die kontras tussen Satan se ek wil en God se ek sal, wys die verskil tussen menslike of engelagtige hoogmoed en God se soewereine genade en sy mag. Jy sien ouens, Satan wou homself verhef het. Hy wou mag gehad het. En ons weet hoe gevaarlik is mag in die hande van 'n verkeerde persoon, 'n verkeerde wese.
mag kan misbruik word. Mag kan oor mense heers en mag kan mense misbruik. Dit kan uitgebuit word. Mense kan uitgebuit word daardeur. Mense kan onderdruk word daardeur. En wat baie keer gebeur in so geval is, daar is geen aanspreeklikheid nie. Die persoon wat te veel mag het, wat sy hart boos is, oorskry hulle grense. En hy wou hierdie mag gehad het, maar God het dit nie toegelaat nie. Hy wou geheers het oor almal. Hy wou heerlikheid gehad het. Hy wou gelyk gewees het aan God. Die kern van Satan se hart was, ek wil my eie God wees. Ek wil my eie God wees. Ons dink baie keer, wow, gelukkig is ons daarom nie so nie. Maar ouens, as jy nie toelaat dat God alle areas van jou lewe beheer en heers oor elke afdeling van jou lewe nie, dan sê jy eintlik, wel, ek wil eintlik die God wees van daai spesifieke area in my lewe. Ek sit op die troon daar, in daai area. Ek wil nie regtig hê God moet daar heers nie. En daarvoor moet ons versigtig wees. Dit was een van die probleme wat Satan gehad het. En hy gebruik dit, maar ook in ons lewens, om ons daardeur te mislei. Maar kom ons kyk gou na God se ek sal verklarings. Want God se ek sal verklarings is nie gebaseer op hoogmoed nie, maar op sy karakter. Sy verbond en sy reddingsplan. Die eerste ene, God sê, ek sal jou seën. Genesis 12 vers 2, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Dis die belofte van God wat hy aan Abraham gegee het. Maar Satan, wat wou hy doen? Hy wou homself verhoog. Maar wat doen God? Hy verhoog ander deur genade. Hy verhoog ander deur genade. God sê, ek sal my verbond oprig. Ek sal my verbond oprig. Genesis 17 vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou. In hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Sien, wat doen Satan? Hy bou sy eie troon. God bou 'n verbondsverhouding. Hy bou verhouding. Hy wil verhouding hê. En hy maak met sy volk 'n verbond. Ek sal julle my volk maak. Dis nog een van die dinge. Ek sal julle my volk maak, om die klem op my te plaas. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle God wees. Eksodus 6 vers 6. Wat doen Satan? Hy wil onderdaan hê. Maar God soek 'n volk om lief te hê en te verlos. Wat is die vierde ek sal van God? Hy sê, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Ek gaan vir jou 'n nuwe hart gee. Jesegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Wat doen Satan? Satan verhard harte. Hy maak mense bitter. Satan wil hê dat ons moet rebelleer teen God as gevolg van ons bitterheid. Wat doen God? Hy bring vernuwing. Hy maak ons harte sag en ontvanklik vir hom. En dan sê hy so mooi, ek sal met julle wees. Wat 'n wonderlike belofte. Hierdie tema sien ons reg deur die Bybel, van Israel af tot by Jesus. Sê God, julle sal my volk wees. Jesus sê, hy gee vir ons 'n belofte daar in Matteus 28 vers 20, sê hy vir my en jou, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Wat 'n wonderlike belofte. Is dit nie wonderlik om te weet dat jy nie alleen is nie, dat God met jou is? Dis 'n eenvoudige ding wat ons so baie al gehoor het. Maar glo my, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, voel dit vir mense soms dat jy alleen is. Is dit nie so nie? Dat God nie saam met jou is nie. En as jy deur 'n moeilike tyd gaan, sê vir jouself, ek hoef nie bekommerd te wees nie. En sê vir die Here dankie. Sê Here dankie, U het beloof dat U sal met my wees. Ek is nie alleen nie. U is saam met my. God is met my. Jy sien, Satan bring skeiding tussen die mens en God. Maar God herstel gemeenskap. Daar is so groot kontras. Satan wil opklim en homself verhoog, maar God sê, ek sal neerdal om te red. En hy het deur Jesus dit gedoen. Satan sê, ek gaan my troon verhoog. En God sê, ek sal my volk verhoog. Satan sê, ek sal heers. God sê, ek sal dien en red.
Satan sê, ek sal soos God wees. Maar God kom en sê, ek is God. Ek is God. Satan sê, ek wil neem, ek wil vat. En God sê, ek wil gee, en ek gee. Ons dien 'n wonderlike Vader, nê? En daar's so 'n mooi voorbeeld van dit ook in Christus. Hier is my die sterkste teenstelling wat ons sien in Jesus Christus teenoor die vyand. Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Dit was 'n groot vernedering. Die seun van God, vir hom om aarde toe te kom en hom gelyk te maak aan mense soos ek en jy. Maar hy was bereid om dit te doen. Dis die hart van 'n Vader. En in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Satan sê ek sal myself verhoog, maar wat sê Christus? Ek sal myself verneder om ander te red. Om ander te red. Sien, Satan word neergewerp, maar wat het gebeur? God het gekom en Christus word verhoog. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Hy was verhoog. So, Jesaja 14 gaan hoofsaaklik, as ons nou reg verstaan, is dit profeties oor die val van Babylon, as jy dit gaan lees. Die val van Babylon, maar ook as 'n gedeelte wat verder strek na die val van Satan ook. Onthou, God het die nasie Babylon gebruik om Juda te oordeel. Juda was die suidelike 2 stamme van Israel. En toe hulle nou ook hulle rug draai op God en nie gehoorsaam is nie, het God gesê, ek gaan julle oordeel. En God het 'n groot magtige nasie gebruik met die naam van Babylon onder die heerskappy van koning Nebukadneser om hierdie 2 stamme, Juda, wat bekend staan as Juda, om hulle in ballingskap weg te voer. En in hoofstuk 14 in Jesaja word daar profesie gegee deur God wat sê dat hierdie nasie Babylon wat julle in ballingskap weggevoer het, ek sal hulle ook uiteindelik oordeel. Hulle gaan ook geoordeel word, want hulle was 'n goddelose nasie. Gewelddadige nasie, goddeloos. En God het gesê, ek sal hulle oordeel, en Jesaja 14 gaan hoofsaaklik oor dit ook. Was 'n profesie uitgespreek, dat Israel éventueel herstel gaan word, want hulle was totaal geoordeel, versprei, reg oor die wêreld, in ballingskap weggevoer, maar God het gesê, ek gaan hulle weer herstel. Hy het hom ontferm weer oor Israel, en Israel sal na hulle eie land weer terugkeer, en dit was ook so, na die Babyloniese ballingskap, nadat hierdie stad, of hierdie nasie Babylon hulle in ballingskap weggevoer het God, na Babylon geval het, hulle toegelaat om weer terug te kom. En dan gaan hierdie profesie, en hy strek nog baie verder, die nasie sal uiteindelik Israel erken en ondersteun. Nou dit gaan eers gebeur met die Messiaanse vrederyk. Op hierdie stadium van die geveg, dink ek, is Amerika omtrent een van die enigste lande wat Israel ondersteun en bystaan. Nie verlang nie, want dit is profeties, almal gaan teen Israel draai. Maar God sê op die ou einde, wanneer Jesus fisies gaan regeer uit Jerusalem uit, op sy troon gaan sit en fisies regeer, dan gaan die volk Israel erken word en ondersteun word, want dan gaan hulle ook terugdraai na God toe. Jesus erken as die Messias ook. Dan gaan hulle terugdraai na hom toe. Hierdie herstel wys op God se trou en sy verbondsbeloftes. God is 'n God wat sy beloftes nakom. Al is die mens soms ontrou, God bly altyd getrou. Hy het 'n belofte gemaak aan Israel en hy sal dit uiteindelik ook nakom, omdat hy 'n genadige God is.
omdat hy 'n getroue God is en hy regverdig is. Al is die mens nie altyd so getrou nie, veral nie Israel nie. Dan lees ons in die volgende paar verse daar in Jesaja 14 vers 4 tot 11, hier gaan dit oor die val van die koning van Babylon, want hierdie koning van Babylon, ons weet nie presies wie hy is nie, sy naam word nie genoem in hierdie profesie nie, so hierdie profesie gaan wel oor 'n koning van Babylon, wat homself verhef het, en gedink hy is so wonderlik, maar hy het tot 'n val gekom, en dan in vers 4 tot 11 sien ons die volk Israel, Juda veral, wat 'n spotlied sing oor die gevalle koning van Babylon, want hy gaan val. Sy mag, hoogmoed en onderdrukking het tot 'n einde gekom. Die hele aarde was verheug oor die ondergang van Babylon, en die koning wat eens magtig was, is nou verneder. Dan gaan ons verder daar. Interessante vers daar in Jesaja 14 vers 12. Die woord môre ster word in Latyns vertaal as Lucifer. Dis waar die naam vir Satan ook, die naam Lucifer vandaan kom. Dit beteken bloot net môre ster. So hierdie Latynse naam het verder gegaan, en nou as iemand sê Lucifer, dan sal almal vir jou sê ja, dis Satan, nee. So dit beteken bloot net môre ster. Jy sien ouens, Satan, hierdie gerub, kom ons noem hom nou maar Lucifer, het God het gesê, hy het geskyn soos lig. Hy was een van die wat 'n ligdraer was van God. 'n Ligdraer was van God. En hy was veronderstel om God se lig te weerkaats of te reflekteer. Nie vir homself te vat nie. Maar hy wou dit nie reflekteer nie, hy wou dit vir homself gehad het. En hy het tot 'n val gekom, onmiddellik. En dit wys ook, hierdie vers wys ook vir my, dat dit gaan baie verder as net die koning van Babylon. Hier is dit ook 'n beeld van Satan se oorspronklike sonde. Is duidelik meer as net 'n aardse koning. In die beskrywing, dit gaan oor die beskrywing gaan oor een wat uit die hemel geval het. En dit dui op Satan se oorspronklike val. En daai 5 ek wil uitsprake toon Satan se hoogmoed en begeerte om soos God te wees. So hierdie verse gaan vir my nie net bloot oor die aardse koning van Babylon daai tyd nie. Dit strek vir my baie verder. God gee vir ons hier 'n verduideliking van Satan se oorspronklike val, en Jesaja 28 sluit aan hierby ook. Gaan lees dit gerus. En dan vanaf vers 16 tot 23 sien ons hoe God hoogmoed oordeel. Die trotse heerser word heeltemal verneder. Hy word neergewerp, hy word verneder, en daar word ook geprofeteer dat hierdie Babyloniese koninkryk en stad gaan vernietig word. En dit was ook so in die geskiedenis. Die Medo-Persiese ryk, die Mede en Perse het gekom, en hulle het Babylon platgevee. Maar dit strek baie verder ook, simbolies word daar ook geprofeteer dat die Babyloniese wêreldstelsel, bose wêreldstelsel, gaan ook later vernietig word. Maar in die geskiedenis, geskiedkundig, het hierdie profesie al reeds waar geword. Niemand kan God se oordeel keer nie, ouens. As God oordeel uitgespreek het, sal dit so wees. Die gedeelte beklemtoon dat menslike mag tydelik is. Dit maak nou nie saak hoe magtig en hoe groot hierdie heerser dink hy is nie. Dis net tydelik. Maar God se mag en heerskappy sal vir ewig wees. Al mag 'n leier van 'n land dink, hy is onaantastbaar. Sê ek vir jou nou, daai ou, sy heerskappy is net tydelik. God se mag en heerskappy sal vir ewig wees. Dit was nog altyd en dit sal vir ewig wees. En dan is daar 'n paar profetiese uitsprake in Jesaja 14 waar God sekere nasies oordeel, en dis profetiese woorde oor hulle. Byvoorbeeld daar in vers 24 tot 27 word God se plan vervul toe die volk Assirië vernietig was. En dis net 'n bevestiging dat
God se raadsplan onveranderlik is. Wat God besluit het, sal hy uitvoer. Geen volk of koning kan sy voorneme verydel nie. Jy sien nou, onthou julle die volk Assirië? Nou, ons het so verlede week en die week voor het al van hulle gepraat. Hulle was die nasie wat die noordelike 10 stamme van Israel vernietig het en in ballingskap weggevoer het. God het hulle gebruik om Israel te oordeel. En hulle het ook baie druk geplaas op die suidelike deel van God se volk, naamlik Juda. Maar God het gesê, ek sal hulle oordeel, en hulle was ook geoordeel, en ek is amper klaar. Dan is daar ook 'n waarskuwing aan hierdie Filistyne, vers 28 tot 32, hierdie Filistyne wat gejuig het, hulle was bly dat daar druk was op Juda, dat Juda swak geword het, want Juda was hierdie kragtige, sterk stam van God, of sterk nasie van God, veral onder leiding van Dawid. Man, dit het goed gegaan, en nou, wat gaan nou, en nou is hierdie Juda so swak, jou klein stammetjie, maar, God sê daar, en hy waarsku, en hy gee die profesie, God sal steeds sy volk beskerm, want Sion bly die plek waar deur God gevestig is. God het Sion gevestig. Sion spreek van Jerusalem, God se verbondsvolk. En God het 'n belofte gemaak aan hulle. Sion is Sion is ook deur God gevestig. En God se beloftes oor dit, oor Sion, oor Jerusalem, oor sy verbondsvolk Israel, sal op die ou einde vervul word. Van dit moet nog vervul word op die ou einde. En ja, Jerusalem het baie probleme, het al baie probleme gehad, en hulle gaan ook in die toekoms hê. Die punt is dat God self Sion gevestig het, en daarom sal sy uiteindelike doel met sy volk nie misluk nie. So, Jesaja 14 leer ons dat God hoogmoedige wêreldmagte oordeel. Ouens wat dink hulle kan hulle self verhef bo God, God sal hulle oordeel. En God gaan Israel uiteindelik herstel, en Jesaja 14 gaan ook oor die val van hierdie koning Babylon, wat 'n dieper beeld is van Satan se oorspronklike val. Satan, hierdie gerub wat homself wou verhef het bo God. Die hoofboodskap is dat God se soewereine plan altyd sal seëvier. God se soewereine plan sal altyd seëvier, ouens. Satan se pad lei na verwoesting, maar God se pad lei na lewe en verlossing. Loof die Here. En vandag, ouens, staan ons voor 2 paaie. Dis jou keuse. Jy moet kies. Of jy kies 'n pad van hoogmoed, selfregering, wat jy voel, ag, ek kan regkom op my eie, ek kan onafhanklik leef, of 'n pad van oorgawe, totale oorgawe aan God. Jy sien, Satan het gesê, ek kan myself verhoog, en wat het gebeur? Dit het gelei na verwoesting. Maar God roep jou vandag deur genade, en hy sê, verootmoedig jouself, verneder jouself, sodat ek jou kan verhoog en optel. Gee oor. Gee oor vandag, gee jou alles. God sê, ek het my alles gegee, as jy bereid om jou alles ook vir my te gee. Laat los, moenie vashou aan dinge in jou lewe nie. Moenie vashou aan die verlede nie. Moenie vashou aan daai dinge wat jou terughou in die lewe nie. Daai afgode in jou lewe, daai dinge wat belangriker geword het as God. Moenie vashou aan dit nie. Laat dit gaan. Want God wil jou vul vandag met nuwe lewe. 'n Nuwe lewe. Moenie langer die leuns van Satan glo nie. Dit gaan jou net vasbind. Die Vaderhart van God roep jou vandag, nie om jou te vernietig nie, maar om jou te herstel, om jou te vergewe, om jou vry te spreek, om jou nuut te maak, om jou nuwe krag te gee, 'n nuwe lewe te gee. Jesus het reeds die prys betaal aan die kruis. Hy het sy lewe gegee vir my en jou, sodat ons vry kan wees van sonde, van vrees en hoogmoed, hy selfverheffing. So kom soos jy is. Het jy geweet, Christendom is die enigste godsdiens wat sê, kom net soos jy is.
Al die ander godsdienste sê nee, jy moet eers beter raak, doen eers dit en dan is jy aanvaarbaar. God sê kom net soos jy is, sodat ek jou kan red en vrymaak en dan sal ek jou begin verander. Want ek kan jou waarborg, God gaan jou nie los net soos jy is nie. Omdat hy lief is vir jou, gaan hy werk in jou lewe en jou verander deur sy Heilige Gees. So moenie voel ek moet eers dit neerlê in my lewe, ek moet eers dit doen nie. Ouens, God sê, ek wag vir jou, kom net soos jy is. En as jy jou lewe vir my gee, dan sal ek jou verander en jou nuut maak, jou vry maak. Kom ons sluit die oë en dan bid ons. Here, ek dank U vir U woord wat die waarheid is. Dankie Here dat U 'n liefdevolle Vader is. Vader, ons dank U dat U net die beste vir ons wil hê. Dankie Vader dat U bereid is, dat U bereid was om U seun te gee, dat U bereid was om hom te verneder. Here, dat U bereid was om die volle prys te betaal. Dankie Jesus, die volle prys sodat daar vir ons lewe in oorvloed kan wees. En dankie Vader dat ons vandag na U toe kan kom net soos ons is. In ons gebrokenheid, met al ons foute, ons slegte verlede, met ons ontrouheid kan ons vandag U troon van genade nader en sê, Here, hier is ons is gebroke wesens, vuil, vasgevang in boosheid, maar dat U vandag kom en die arms van liefde uitstrek en ons vrymaak, ons nuut maak en ons vergewe. Dankie Here dat U bereid is om dit te doen, want ons verdien dit nie, Here. Ons verdien nie om vergewe te word eers nie. Ons verdien nie hierdie vergifnis nie, hierdie nuwe lewe nie, Here. Ons verdien eintlik die dood. Maar U het gekom en Here, U het 'n plan gemaak sodat daar vir ons nuwe lewe is. U kom vandag en U is bereid om vir elkeen van ons wat oorgee 'n nuwe lewe te gee in Christus. Dankie, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat U vir ons 'n Vader is. Dat U ons nooit sal begewe, nooit verlaat nie. Dankie Here dat niks ons kan skei van die liefde nie. Geen verdrukking, vervolging, swaar dood, niks. Niks kan ons skei van die wonderlike liefde nie. Dankie Vader. En ek bid vir elkeen wat hier is vandag, Here, dat hulle net U wonderlike liefde sal ervaar. Dat hulle sal ervaar hoe U hulle omvou met U warm vaderlike liefde, Here. Ek dank U daarvoor. Dankie Here, ons loof U en ons prys U, Here.